Goeiemôre broeders en susters en kinders. Vanoggend vooraf enkele afkondigings. Die eerste ene is in verband met ons kollektes, vandag vir die diens van barmhartigheid en vir evangelisering. En dan as die Here wil volgende Sondag vir Expando. Expando vir die wat nie weet nie, is wat ons in die gereformeerde kerke begin het so 9 jaar gelede, waarin hulle dan toerustingsmateriaal vir kerkgroei ook ontwikkel. So dit is 'n jong projek wat al 'n paar jaar kom, maar dit is waarvoor daardie fondse dan gaan, die deputate vir Expando. Dan vanoggend met attestaat vertrek na Kanada, broer Piet en suster Aletta de Tooi, gebore visser en hulle 3 dogters, Amia, Larice en Menay. Hulle het verlede naweek het hulle na Kanada geëmigreer. So ons bid hulle ook die seën van die Here toe. Hulle het familie wat daar woon en hulle sou saam met die familie in 2020 geëmigreer het en toe weet ons dit kon nie gebeur nie en nou 5 jaar later het hulle besluit dis tyd. So nou is hulle weer met hulle familie verenig. Ek weet die dogters was baie opgewonde om weer saam met hulle niggies te wees. So mens bid hulle ook die seën van die Here toe. En dan vanoggend verwelkom ons vir die eerste keer in ons midde vir Marley Lenay van 'n Merwe. Dit is die een wat daar agter in die kerrykot sit met die kombersie boora. So ons wil vir haar ook vanoggend verwelkom. En vir haar ma en haar pa en haar sussie ook sê ons is dankbaar saam met julle om vanoggend te kan beleef. Kom ons sit so en ons raak stil voor die Here. Begin vanoggend se erediens met die woorde van Psalm 130. Wag op die Here Israel, want by die Here is daar troue liefde. By hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die groet van die Here met die sing van Psalm 75, daarvan vers 1, waarna ons bly staan om ons geloof saam te bely. Ons kyk mooi wat ons sê wanneer ons Psalm 75 sing, op U alleen my rotssteen bou ek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het,
maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanoggend na die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20 uit. Daarna antwoord ons daarop met die sing van Psalm 12, daarvan vers 6. Direk nadat ons na die wet geluister het. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Kom ons antwoord daarop, Psalm 12 vers 6, terwyl ons so bly sit. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons weet dat die metaal waarvan ons nou ook gesing het wat suiwer is, dat dit goud is. Die edelmetaal wat vir die wêreld, vir ons as mense die kosbaarste metaal denkbaar is, die grootste tekenis van iemand se rykdom. En daarom dank ons U, dat ons mag weet, dit is nie ons grootste rykdom nie. Die grootste rykdom in hierdie wêreld is U woorde,
wat U met ons spreek. Ons grootste rykdom is die evangelie van ons Here Jesus Christus. Dis U wet waarna ons sopas kon luister. Ons bely vandag dat al ons aardse skatte nie daarteen kan opweeg nie. En daarom vra ons ook vandag dat U deur die Heilige Gees U woorde ook vandag in ons lewens sal seën. Dat ons woorde ook in ons lewens vir ons krag sal gee en liefde sal gee en ons sterk sal maak in ons geloof. Sodat ons ook vrugte kan dra. Vrugte wat getuig van U liefde en U trou. Sodat ander mense wat soekend is ook in ons skadu kan kom leef. En in dieselfde genade kan kom deel waarin ons deel. Ons vra dit nie vanoggend net vir onsself nie, dis ook ons gebed vir elkeen van ons broers en susters wat nie hier saam met ons kan wees nie. Hulle wat weens hulle gesondheid en omstandighede daarin verhinder word. Dra elkeen aan U troue Vader sorg op. En help ons om te besef dat maak nie saak waar ons is en hoe ons lewe vandag ook beleef nie. U genade is vir ons altyd genoeg. U krag kom ook tot volle werking wanneer ons swak is. Want dan het ons niks anders om op te roem behalwe as op ons Here Jesus Christus nie. Daarom vra ons ook dat elkeen van ons ook in die volgende weke wat voorlê, die Paastyd wat aangebreek het, ook sal seën. Dat ons elkeen opnuut bewus sal word van wie ons Here Jesus Christus is en wat ons Here Jesus Christus ook vir ons kom doen het. En dat ons daaruit ook sal leef. Dis ook ons gebed vir die hele wêreld, al U kinders, dat ons U in liefde en in waarheid sal dien. Dat deur ons U koninkryk, U heerskappy sigbaar mag word. Dus dankie ook vir die vreugde wat ons het om vanoggend ook 'n verbondskindjie vir die eerste keer hier saam met ons in die erediens te kan hê. Ons vra dat U ook haar ook hier sal seën in ons midde. Ons vra ook dat U in besonder dan in die tyd waarin ons leef vir ons vrede sal skenk. Nou vra ons nie net vrede van mense wat ophou beklei in die wêreld wat ophou beklei nie, maar daardie vrede wat ons verstand te bowe gaan. Die vrede wat ons het in Christus Jesus ons Here. Dat ons mag weet, maak nie saak wat in die wêreld gebeur nie. Hy sit op die troon en hy regeer en ons moet diensbaar wees aan hom. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons weet ons kan dit alleen vra in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Vanoggend, broeders en susters, maak ons klaar met Lukas 15 en Lukas 16. Daardie gelykenisse waarna ons geluister het van die verlore skaap, die verlore muntstuk, die gelykenis van die verlore seun, die gelykenis van die oneerlike bestuurder en dan verlede week die Fariseërs se liefde vir geld en hoe Jesus hulle dan daar ook antwoord as hulle vir hom gelag het en hom gespot het oor die gelykenisse wat hy vertel het. Nou vanoggend kom ons by 'n bekende gelykenis ook en dis van die ryk man en Lazarus. Die ryk man en Lazarus. En dis vanaf vers 19.
En ons kernvers is die heel laaste vers waar daar staan, maar hy sê vir hom, en dit is nou die vader Abraham wat dit vir die ryk man sê, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Vanoggend daardie woorde. Maar kom ons luister na die hele gelykenis. Jesus vertel vir hulle, daar was 'n ryk man, wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weeldrig geleef het. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus, wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm U oor my, stuur tog vir Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou jy, dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het, en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe oor kan kom nie. Toe sê hy, ek smeek U dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle nie na Moses en die profete luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte. Kom ons antwoord daarop met die sing van Psalm 100, ons sing vers 1 en vanoggend net vers 4, want dis belangrik, dit wat 'n mens in vers 4 ook sing, in die konteks van waarby ons vanoggend in die preek ook gaan stil staan, dat ons in genadetyd leef, en dat mens besef wat dit beteken, as jy in genadetyd leef, dan is dit dat jy lewe uit die goedertierenheid, uit die genade van God. Kom ons loof die Here met Psalm 100, die eerste en die 4de vers. Vanoggend, broeders en susters, dan die einde van hoofstuk 15 en 16, die ryk man en Lazarus waarby ons stil staan. En soos ons net nou gehoor het, is dit 'n belangrike feit om raak te sien dat jy hierdie gelykenis altyd moet sien saam met dit wat ons reeds ook gehoor het van die verlore skaap en die verlore muntstuk, die verlore seun,
die oneerlike bestuurder en ook in die lig van dit wat ons verlede week gehoor het oor Jesus se antwoord aan die Fariseërs toe hulle vir hom gelag het en hom beledig het. Iemand het dit ook gesê, as jy hierdie 2 hoofstukke wil verstaan, is hierdie eintlik die hoogtepunt waarby jy moet uitkom. Want dit gee vir jou eintlik 'n blik op die ewigheid, op die finale oordeel van God. Maar juist daarom moet 'n mens ook bietjie versigtig wees as jy na die gedeelte luister. Die gedeelte van die ryk man en Lazarus. Jy moet onthou vir wie die gelykenis vertel is en hoekom die gelykenis vertel is. En daarom moet ons vanoggend ook die volgende in gedagte hou. In die eerste plek, Jesus vertel hierdie gelykenis, onthou dit as deel van hoofstuk 15 en 16. Daarom moet ons dit nooit sonder hoofstuk 15 en die vorige gedeelte van hoofstuk 16 lees nie. En waaroor het ons gehandel? Ons het gehoor in die eerste plek in hoofstuk 15 hoe dat sondaar mense in die hemel kom. Kan jy onthou die enigste rede hoekom iemand in die hemel kan kom? Is omdat God jou gaan soek het en omdat sy kerk hom daarin help om sondaar mense te gaan soek en terug te bring, verlore skape en verlore muntstukke met al die grootste moeite te gaan soek en terug te bring na waar hulle hoort. En dan het ons ook gehoor in die volgende gedeeltes dat die lewe hier op aarde, elke mens se lewe en wat jy hier op aarde doen en die manier hoe jy die genadegawes wat God vir jou gegee het aanwend, het ewigheidswaarde. Dit het ewigheidswaarde. En as jy regtig waarde wil put uit die genadegawes wat God vir jou gegee het, dan moet jy dit ook gebruik op die wyse dat jy daarmee vir jou 'n ewige woning kan kry, vriende wat jou in hulle ewige wonings kan ontvang, en dit op sigself sê klaar vir jou, God self. En daarom is die enigste maatstaf waaraan gelowiges geken mag word, daardie rykdom waaraan gelowiges geken moet word, die rykdom van God se woord, soos ons dit vanoggend in Psalm 12 ook gesing het. Dan moet 'n mens ook in gedagte hou, want ons het baie oor geld gepraat in die laaste paar weke. Dit gaan nie oor wie ryk en arm is nie. Ook nie hier in die gelykenis is dit oor rykdom en armoede nie. Dit gaan hier oor die manier hoe ons aardse dinge hanteer, hoe ons dit wat ons op die aarde het, dit wat God vir ons gegee het, gebruik. Op sigself geen sonde om ryk te wees nie. Vraag is, wat maak jy met die rykdom waarmee God jou geseën het? Dan die derde ding wat ons ook moet onthou, is dat hierdie gelykenis vir ons 'n mooi blik gee ook op dit wat wag aan die ander kant van die graf. Maar ons moet nie daarby bly stil staan nie. Ons moet ook nie nuuskierig wil wees oor wat aan die ander kant van die graf gaan gebeur nie. Inteendeel, ons moet eerder kyk na wat aan hierdie kant van die graf gebeur. Want dis hoekom Jesus die gelykenis vertel het, om vir ons te wys op die erns waarmee ons die lewe hier en nou vandag moet benader. Die 20 of 50 of 80 of 90 jaar wat God vir ons gegee het op hierdie aarde moet gebruik. Daarom die boodskap van vanoggend en die boodskap van hierdie gelykenis, julle lewe in genade tyd. Gebruik die tyd om genade te betoon. Dis die les. Dis die les wat God ons leer met hierdie gelykenis. God gee vir ons met 'n blik op die aardse lewe van twee mans.
'n duidelike prentjie sodat ons kan sien wat dit beteken om in genadetyd te leef. En hierdie twee mans ken ons, dis die ryk man en Lazarus. En met hulle twee gee God 'n blik op alle mense lewens. Nou wat interessant is Jesus gaan weer terug na die Fariseërs se verontwaardiging in hoofstuk 15, oor hy durf waag het om saam met tollenaars en sondaars te eet. Hy gaan terug daarna toe. En hy gaan haal 'n beeld wat daar is, die ryk man en al sy vriende wat elke dag saam geëet het. En iemand het dit mooi gestel, hy het gesê, en dan kom Jesus in die gelykenis en dan gee hy as te ware vir hulle uitklop hou. Want Jesus ontbloot wie die Fariseërs is en hoe hulle is, hoe selfsugtig hulle lewe, dat hulle 'n gebrek aan genade vir ander mense het. Daardie gebrek wat so duidelik ook in die ryk man van die gelykenis na vore gekom het. Nou hoor mooi hoe word die ryk man vir ons geskets. Ons hoor dit in die gelykenis. Hy het klere gedra wat letterlik gepas het by 'n koning. Hy het so mooi aangetrek elke dag en so aangetrek. Sy klere was elke dag die beste, die liekste, die nuutste, die mooiste, duur en deftig, altyd weelderig. En sy hele lewe elke dag was een groot vertoon van mooi en lekker, want hy het elke dag partytjies gehou, elke dag fees gevier. En sy rykdom het hy gebruik. Hy het dit gebruik en spandeer op homself en om vir homself aansien en plesier te koop. Maar dis die belangrikste ding wat jy moet raak sien in die gelykenis. Die ryk man is naamloos. Hy's naamloos. Jesus gee nie vir hom 'n naam nie. Ten spyte van sy belangrikheid, ten spyte van sy weelderigheid, bly hy naamloos. Want sy naam is nie in die boek van die lewe nie. Onthou dit wat ons verlede week gehoor het, menslike maatstawwe vir sukses geld nie in die koninkryk van God nie. Daarenteen sê Jesus, was daar 'n arme man, Lazarus. Die arme man met die naam. Hy het 'n naam gehad. En sy naam beteken letterlik God help of deur God gehelp. Elke dag gelê daar by die deur van die ryk man se huis, daar by sy hekke, so arm dat die mense hom nie raak sien nie, so arm dat al wie op hom ag gee die brakke is, die honde wat sy sere kom lek. Lazarus met die naam God help. Lazarus wat op God se hulp vertrou, al gaan dit met hom sleg. Elke dag sit hulle hom neer daar by die ryk man se hek en hy hoop maar net dat hy van die oorskiet van sy tafel kan kry om te eet en sy hongerpyne stil te maak. Maar so is dit duidelik, die ryk man loop elke dag by hom verby en het geen genade nie. Hoekom nie? Want hy self besef nie hy lewe in genadetyd nie. Hy self besef nie al die goeders wat hy het is genade uit die hand van God nie. Hy laat 'n arm siek man by sy hek lê sonder om ag te slaan. Gevoelloos gaan hy voort met 'n weelderige bestaan, gedryf deur selfsug en ongeloof. Hy vergeet dat hy ook in genadetyd leef. Hy vergeet van die ewige gevolg van die aardse lewe, is die hemel of die hel. Hemel of hel. En in sy lewe, so sal ons later ook mooi sien, was daar geen genade vir Lazarus nie. Daarom het God geen genade met hom nie.
Maar God het genade met Lazarus. God help vir Lazarus, want toe Lazarus sterf, word hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ou vertaling sê na die boesem van Abraham toe. En dis eintlik 'n pragtige prentjie aan die boesem van Abraham. 'n Pa wat sy seun omhels, intieme gemeenskap van die Vader van al die gelowiges. Lazarus word deur God aanvaar as 'n kind van Abraham. Hy's in die hemel, hy's saam met Vader Abraham by God. Maar die ryk man, wat hoor ons van hom nadat hy begrawe is? Nou moet mens daai woord begrawe baie mooi verstaan. Dis nie sommer gewoon begrawe nie. Dis 'n swierige begrafnis waarvan hier gepraat word. Mens kan maar sê, soos mense dit sê, 'n smart begrafnis. Met baie mense wat kom, baie kos en baie wat gesê word oor die man se lewe. Maar daar's geen engele nie. Daar's geen engele om hom na Vader Abraham toe te dra nie, ongeag die groot begrafnis en die baie mense, slaan God nie ag op hom nie. Hy's in die hel. Letterlik in die hel, so staan dit hier, heeltemal van God verlate, voortdurend besig om te brand in die vuur van swaal. Die ryk man, wat homself as onafhanklik beskou het, op grond van sy rykdom, wat homself as geseënd gesien het as gevolg van sy rykdom, wat nooit enigiets vir iemand anders hoef te gevra het nie, wie se lewe gekenmerk was deur gemaak en weelde en partytjie hou, smeek nou om hulp. Hy smeek vir 'n druppel water op die vinger van Lazarus. Hy smeek vir uitkoms, ontferm U oor my. Vader Abraham sê hy, ontferm U oor my, stuur tog vir Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in water steek en op my tong kom sit en dit afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Dis nou die interessante, broers en susters. Die ryk man, soos die Fariseërs in Jesus se tyd, weet presies wie Vader Abraham is. Mens moet dit raak sien. Hy weet presies wie Vader Abraham is. Vir die Jode, vir die Fariseërs weet ons, hulle was kinders van Abraham, het hulle gesê. Sê eintlik vir ons, hierdie man, voor hy gesterf het die Bybel geken, hy het die Ou Testament geken, hy het die wet geken, hy het die profete geken. Elke Sondag in die kerk gesit. Hy het waarskynlik die meeste geld vir die tempel ook gegee. Maar hy's in die hel. Want hy het nie gelewe volgens die wet en die profete nie. Hy het presies geweet wat God van ons verwag. Liefde vir God en liefde vir ons naaste. Liefde vir die arme man by jou hek. Hierdie is nogal belangrik, genade vir die arme sondaar wat nie die woord van God ken nie. Ontferming vir hulle wat alleen is, wat siek is, wat arm is, wat honger is, wat soekende is. Hy het geweet, die aardse lewe is genadetyd. Maar hy het dit nie so gebruik nie. Hy het dit in selfsug deurgebring, sy eie plesier nagejaag, om nooit oor arme Lazarus by sy hek ontferm nie. Daarom sê Abraham vir hom, moenie nou vir ontferming smeek nie. Hy moes daaraan gedink het toe hy nog gelewe het. Eintlik sê dit baie eenvoudig, as jy dood is jy dood. Dan is daar niemand en niks wat meer jou lot kan verander nie.
God se oordeel sal finaal en regverdig oor elkeen van ons wees. Dis die ryk man se eie skuld dat hy soveel lyding moet verduur. Want gedurende sy lewe het God hom geseën met aardse besittings. Maar hy het dit as sy eie gesien. Hy het dit tot sy eie eer aangewend. Nooit was God binne sy prentjie gewees nie. Maar nou dat God in die prentjie is, nou dat hy onder die ewige gerig van God moet staan, nou wil hy genade hê. Vergeet daarvan, sê Abraham, jy kry wat jou toekom. As jy die genadetyd verby is, jou aardse lewe, dan is jou lot verseël. Ewige dood of ewige lewe. Ewige dood vir die wat soos 'n ryk man op hulle self aangewese lewe, vir hulle self lewe, tot hulle eie voordeel lewe. Ewige lewe vir die Lasarusse. Die Lasarusse wat hulle hulp by die Here gaan soek. Wat weet, sonder die genade van God kan ek ook nie lewe nie. Nie vandag nie, nie môre nie, nie in die ewigheid nie. Watter skok is dit nie? Die ryk man besef sy fout, maar dis te laat. Alle mense wat nie hulle hulp van die Here soek nie, sal dit self eendag besef, verlore, omdat hulle nie geluister het nie. Wat doen hy dan? Hy sê, stuur dan tog vir Lazarus om my broers te gaan waarsku. Stuur hom na my pa se huis toe, want ek het nog 5 broers, dat hy net vir hulle kan gaan sê. Want as hulle teken kry van iemand wat uit die dood uit opgestaan het, sal hulle tot bekering kom. Dit is mos so. Mense is ook vandag so, as net 'n wondertekentjie kan sien. Maar julle sê Abraham nog steeds nee, want God se woord is al wat hulle sal kry. Dieselfde woord wat die ryk man en Lazarus ook gehad het. En as hulle nie na die woorde van God luister nie, hoe sal hulle dan na Lazarus luister as hy uit die dood uit opstaan? Dis eintlik die interessante dat dit juis hierdie naam is wat Jesus gebruik hier. Ek weet as ons Lazarus hoor, dan dink ons dadelik aan iemand. Dis iemand wat die Fariseërs wat daai dag by Jesus gestaan het ook geken het. Lazarus wat dood was en wat Jesus self uit die dood uit opgewek het. Daarom sê Jesus ook hier in die gelykenis vir die ryk man, jou broers, mense wat soos jy is, sal nie eers glo as iemand uit die dood uit opstaan nie. Want hulle het dit al gesien. Jesus het al mense lewendig gemaak wat dood was. Daarom sê Jesus ook baie duidelik, en daarmee sluit ons af en vat ons saam, dit maak nie saak hoe ryke mens is, hoe geëerde mens is, hoeveel wêreldse voorregte jy het nie. Onthou dat die Fariseërs en mense vandag nog sal vir jou sê, dis hoe die Here my seën. Ja, dis hoe die Here jou seën. Maar hoe gebruik jy dit? Want as jy doodgaan sonder dat jy glo in God se verlossing, sonder dat jy jou hulp van die Here alleen verwag, sonder dat jy ag gee op wat God in sy woord vir ons leer, dan is jy verlore. Maak nie saak wie ons is nie, ons lewe in genadetyd. Gebruik hierdie tyd soos God dit wil hê. Gebruik dit om genade te betoon. Amen. Kom ons dank saam.
Ons Vader in die hemel, ons wil vanoggend ook na U toe kom en bely dat ons hulp kom net van U af. U wat die hemel en die aarde geskaap het, U wat getrou bly tot in ewigheid. Ons hulp kom van U af. Daarom wil ons U ook dank vir al die gawes, genadegawes waarmee U ons seën. Ons wil U dank vir die genade tyd waarmee U ons seën. Maar ons wil vra, Here, dat U deur die Heilige Gees vir ons ook in ons harte die hart van klip sal verwyder, vir ons 'n hart van vlees sal gee. Ja, dat U ons harte sag sal maak. Sag sal maak om ook genadig te kan lewe. Genadig met mekaar, genadig met die wêreld rondom ons. Die ons sal help om die genade wat ons ontvang het met ander te deel. Nooit die genade te sien as iets wat ons bo ander mense verhef nie. Nooit die genade te gebruik tot ons eie eer nie. Nooit die genade wat U vir ons gegee het, vir onsself te wil hou en weg te steek nie. Help ons om soekende te leef. Help ons om genadig te leef. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Daar is nou 'n geleentheid, broeders en susters, om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Ons staan en dan sing ons saam Psalm 34, die eerste en die tweede vers, in weelde en in ongeluk, altyd sal ek die Here prys. Kom ons staan en ons sing saam vers 1 en vers 2, waarna ons die seën van die Here sal ontvang.
ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie broeders en susters, enkele afkondiging vanoggend. Daar is vanoggend tee en dan belangrik ook vir die jaarsdag vandag is dit ouderling Sjaal Logner wat verjaar. Ons bid hom die seën van die Here toe. En dan is daar 'n klomp mense wat hierdie week verjaar en ons wil vir hulle, ek sien hulle is vanoggend hier, wil ek ons die seën van die Here toe bid. Ook ons skriba, oom Piet verjaar ook hierdie week. So ek het vir die kerkraad gesê, vandag is almal by Sjaal en Vrydag is by oom Piet. So ons gaan by hulle kuier vandag. So geluk vir almal wat die week verjaar en ons bid hulle die seën van die Here toe op die week wat voorlê ook met hulle verjaarsdae. Saterdag is dit een van ons diakens se verjaarsdae, Andrei de Jager wat ook Saterdag verjaar. Dit dan wat ons afkondigings betref. Ons kan nou gaan tee drink, die kinders, julle kan hier na vorentoe hardloop asseblief.